Goeiemôre broers en susters. Is lekker om so saam met julle hier in die erediens te wees vanmôre. Ons gebed is dat die Here ook deur sy woord en deur sy gees vir ons elkeen sal kom ontmoet. Ons gebed is dat die Vader deur sy genade ook met ons sal kom praat vanmôre deur sy woord en ook deur die inwerkinge van die Heilige Gees. Geliefdes, ek het 'n prentjie saamgebring en nou hoop ek dat hy mooi sigbaar is. Is 'n prentjie van 'n soldaat wat by die kruis bidend voor die Here buig. Mag hierdie prentjie saam met ons in die skrifgedeelte met ons kom praat. Sodat ons ook die woord van die Here beter sal hoor en verstaan. En daarom wil ek net vra dat ons bewus sal raak van dit wat binne in ons is. Dit wat ons ervaar vanmôre. Blydskap, vreugde, opgewondenheid, miskien hartseer, miskien teleurstelling. Kom ons gee hierdie dinge oor aan die Here vanmôre. Vader, U sê vir ons vanmôre, dit gaan goed met die mens wat sy hulp soek by die God van Jakob. En wat van God, die God van die verbond, sy hulp ontvang. U sê, dit gaan met ons goed as ons hoop op U plaas. Want dit is U wat reg laat geskied. Dit is U wat vir die verdruktes genade gee. U gee brood vir die wat honger is. Dit is U wat die gevangenes bevry. Dit is U wat die blindes laat sien. Dit is U wat ons ondersteun wanneer ons moedeloos en bedruk geraak het. Dit is U wat U kinders, die regverdiges, liefhet. Ja, U beskerm die vreemdelinge en die weeskinders en die weduwees. U regeer vir altyd van geslag tot geslag. Ons kom buig vanmôre voor U, Here. Amen. Geliefdes, genade en vrede vir julle van ons God, ons Vader, hy wat is en wat was en wat kom, en van die Here Jesus Christus, ons verlosser, hy wat ons gered het, hy wat die geloofwaardige getuie is, hy wat die eerste opgewek is uit die dood, om vir ewig te lewe. Vrede en genade vir julle van die Heilige Gees, wat voor die troon van die Vader is. Geliefdes, ons gaan saam lees weer uit Jakobus hoofstuk 5. Ons is hier teen die einde van Jakobus, net miskien voordat ons bid. Julle ken nou al vir Jakobus, hy is die boetie van die Here Jesus Christus. Hy skryf aan die kerk wat vanuit vervolging en swaar kry versprei het oor die gebied, daar waar hulle van gewoon het, hulle het gevlug en op ander plekke hulle self gaan vestig. Hy skryf nadat hy tot bekering gekom het, en hy het lank gevat om tot bekering te kom, want hy het gesê, Jesus is my boetie. En hoe kan my boetie dan die beloofde Messias wees? En eers nadat die Here Jesus gekruisig is, gesterf het en begrawe is en opgewek is, het hy die Here Jesus ontmoet toe die Here Jesus ook aan hom verskyn het, nadat hy opgewek is uit die dood. Toe het Jakobus sy lewe vir die Here gegee. So hy skryf hier as leier in Jerusalem, as die voorganger in die kerk in Jerusalem, skryf hy vir almal wat verstrooid geraak het. En so skryf hy vir ons ook. En ons weet, hy skryf nou oor die beproewings wat in 'n mens se lewe kom.
En dit kom van buite af. Hy skryf ook oor die versoekings wat ek en jy beleef. En versoekings kom vanuit ons eie wese, ons eie hart, ons innerlike. En hy het nou al 'n klomp goed hier moet kom aanraak. Hy het gepraat oor geloof. Hy het gepraat oor die versoeking, oor hoe ons mekaar beoordeel. Hy het gepraat oor die feit dat ons dink geloof is iets wat jy bely en nie doen nie. Want belydenis en hande werk en dit wat tot vorm kom in ons lewe pas by mekaar. Hy het met ons gepraat oor ons tonge, oor dit wat ons sê teenoor mekaar en in die algemeen praat asof ons maar net eenvoudig geen beheer het nie. Hy het met ons kom praat oor die hemelse wysheid. Hy het met ons kom praat oor rusies en stryd, selfsugtigheid, en hy het met ons kom praat oor die versoeking om onafhanklik van God te lewe. En hy het nou laasweek met ons kom praat oor die feit dat die Here vir ons besittings gee en geld gee en die versoekings wat daar uit voor ons deurkom lê. En nou vanmôre begin ons praat oor iets anders. Nie meer oor die versoekings nie, maar ons praat nou oor die oplossings wat Jakobus vir ons kom neersit op die tafel. So kom ons buig net ons hoofde voor die Here. Hemelse Vader, ons kom na U toe om U te aanbid, want U is die Vader wat vir ons sorg. Ons het U lof besing en ons het U geloof en geëer. En dit bring vir ons in 'n opgewondenheid in ons harte, omdat ons in U teenwoordigheid mag kom staan. Vader, en dis nie uit onsself nie, dis nie omdat ons geregverdig is uit dit wat ons doen nie, of ons het dit nie gekoop nie, ons het dit nie verdien nie, ons het dit met een of ander sukses behaal nie. Ons kan alleen voor U staan uit genade, soos U woord dit vir ons kom sê, sonder verdienste, in die naam van die Here Jesus Christus. Dankie Here Jesus dat ons in U naam voor die Vader kan kom staan. En dat ons in U naam die liefde en die vrede en die genade van die Vader kan belewe. Dankie dat U deur die werkinge van U Gees wat U en die Vader gestuur het, dat die Gees in ons teenwoordig is. En dat die Gees vir ons opwek in dit wat ons doen vanmôre. En wat ons lees. En dit is ons gebed, Vader, Seun en Heilige Gees, dat ons U woord ernstig sal neem in ons lewe. En dat ons U woord sal hoor wanneer U met ons kom praat. Vader, ons kom na U toe om vir mekaar voorbidding te doen. Ons bid vir hulle wat siek is, wat geopereer is, wat herstel, en ons dank U daarvoor, Vader, dat ons kan weet dat U hier by ons U genade uitstort en genesing bring. Ook vir hulle wat lankal terug geopereer is en wat al reeds so herstel het dat hulle vanmôre hier by ons in die erediens kan wees. Dankie daarvoor. Vader, ons bid vir mekaar. Ons dink aan Tannie Rietjie met die afsterwe van oom Jan. Ons dink aan haar en haar familie. Ag Here, gee vir hulle genade ook wanneer ons Woensdag 'n begrafnis en 'n roudiens tegemoet gaan. Wil U vir hulle begelei op hierdie moeilike, swaar pad. Ons gebed is dat U saam met elkeen sal wees wat oud geword het en wat sukkel omdat ons oud geword het. Dankie Here dat U met ons op pad is en dat U oplossings bring deur die wetenskap en deur die mediese hulpmiddels wat ons kan hê. Ons dank U daarvoor, ons eer U daarvoor. Wil U nou, Vader, net deur die Gees U woorde vir ons kom oopbreek. Wil U asseblief deur U genade werk, saam met ons hier wees en U woorde vir ons kom oopmaak. Asseblief, Vader, en ons wil dit bid en vra in U wonderlike, wonderlike naam. Amen. Geliefdes, ek gaan vanmôre net 2 verse saam met julle lees.
Eintlik wou ek 5 verse saam met julle lees, maar ek het toe later besluit om net 2 te lees. Miskien omdat ek so sukkel om hierdie goed in my eie lewe in te bou, en omdat ek gesukkel het om regtig die woord van die Here te vind, soos wat ek dit ervaar, en om dit te verwoord. Maar ons begin nou lees by Jakobus hoofstuk 5 vanaf vers 7. Vers 7 tot aan die einde, by vers 20, is Jakobus se oplossing vir my en vir jou, geestelik, ten opsigte van beproewings en die pyn wat ons daaruit beleef, en die versoekinge wat voor ons daaglikse lewe kom, en die feit dat ons soms aan die versoekinge toegee, en dat dit ook pyn en lyding in ons lewe bring, en in pyn en lyding in ander mense se lewens. So hy begin vir ons oplossings gee. En daarom wil ek saam met julle lees, hoofstuk 5, vandag net vers 7 en vers 8. Wag dan geduldig, broers, totdat die Here kom. Let op hoe die boer wag vir die kosbare oes, wat die land oplewer. Hy wag geduldig daarvoor, totdat dit die vroeë en die laat reëns gekry het. Julle moet ook geduldig wag en moed hou, want dit is nie meer lank nie, dan kom die Here. So ek wil net hierdie 2 verse saam met julle lees vanmôre. En geliefdes, as ek en jy kyk na hierdie prentjie, dan gaan dit oor 'n soldaat, en dit lyk asof hy hier dalk by 'n graf is, maar die kruis is daar, en dan wil ek nie oor die graf dink nie, maar oor die kruis, oor die Here Jesus, sy teenwoordigheid in ons lewe. Maar dit gaan nie vir my net oor die soldaat wat daar is nie, dit gaan vir my oor sy kleredrag, oor sy mondering. En die feit dat hy 'n soldaat is. So as ek en jy vanmôre hierdie gedeelte met mekaar moet praat, dan begin ons raak aan die volgende tema. Beproewings en versoekings, 'n oorwinningsstrategie. Hoe oorwin ons oor die beproewings en die versoekings en oor dit wat binne in ons gebeur? En geliefdes, as ek daaroor dink, en ek dink oor my eie lewe, en ek dink oor hoe ek beweeg in die gemeente en in die gemeenskap, maar ook oor hoe ek in my lewe by mense stilgestaan het, dan weet ek, beproewings en versoekings is deel van hierdie lewe. Ek en jy kan nou met ons hele hart wens en vir die Here vra dat beproewings net nie oor ons lewe kom nie, of dat versoekings nie meer deel is van ons lewe nie. Ons kan dit vir die Here vra. In my lewe kom ek agter dat die Here vir my sê, beproewings en versoekings is nodig in my lewe. Daarom laat hy dit toe. Daarom bring hy dit op my pad. En my vraag vanmôre is, soos wat ek al reeds vir julle deurgegee het, hoe kry ek en jy oorwinning oor die versoekings en oor die beproewings wat in ons lewens kom? En dan lyk dit vir my dat Jakobus sê, ek en jy moet begin om 'n oorwinningsstrategie te beoefen, te ontwikkel en te beoefen. So dis die groot ding wat Jakobus sê in hierdie gedeelte van vers 7 tot by vers 20. As ek dit inbou in die lyn soos wat ons al reeds met mekaar die vorige gedeeltes gedoen het. Ontwikkel en beoefen 'n sinvolle oorwinningsstrategie. En nou wil ek sommer vir jou vra om vir 'n oomblik net stil te word en te sê, wat is my strategie? Nie myne in die sin van Dawid nie, maar in die sin van joune.
Wat is jou strategie wanneer beproewings kom en wanneer versoekings op jou pad lê? Hoe het jy jou geoefen? Ek dink ons moet regtig daaroor dink, broers en susters, geliefdes, kinders. Toe ek in die weermag was een van die belangrike plekke die opskamer, die beplanningskamer. Daar waar die ouens gesê het, wat is ons uitdagings en hoe gaan ons dit hanteer? Ek het gesoek na 'n video wat ek vir julle kan wys daaroor, maar ek het nie die regte ding gekry wat ek in gedagte gehad het nie. Maar dit is geweldig belangrik dat ek en jy in ons geestelike lewe 'n plek het waar ons beplanning doen, waar ons oefen, waar ons gereed word om dit wat op ons lewenspad kom te kan hanteer. En daarom dink ek dat Jakobus hier vir ons 'n strategie uitwerk. En vanmôre wil ek net praat met julle oor die eerste beginsel van Jakobus se oorwinningsstrategie. Hy praat met ons oor hoe ons beproewings en versoekings kan hanteer. En dis vers 7 en vers 8 en ons het dit net nou saam gelewe. Hy gee vir ons 'n opdrag hier in die heel begin van vers 7. Hy kom sê, wag dan geduldig. Wag dan geduldig of wees dan geduldig. En ek dink dis 'n geweldige diep belangrike opdrag wat Jakobus hier vir ons gee. Want wanneer beproewings oor ons kom, dan wil ons nie wag nie. Dan wil ons hê dit moet klaar kom, dit moet agter die rug kom. Wanneer versoekings oor ons pad kom, dan wil ons hê dit moet verbykom. Maar Jakobus roep ons op, hy sê vir ons moet geduldig wag. En die woord wat hy hier 'n klomp keer herhaal in vers 7 tot by vers 11 is geduld, geduldig. En dit beteken net om in jou gees by 'n plek te kom waar jy so optree dat jy nie haastig is nie. Dat jy nie vinnig goed wil laat gebeur nie. Dit beteken dat ek en jy by 'n plek sal kom dat ons regtig sal verdra dit wat met ons gebeur. Dit beteken dat ons by 'n plek sal kom waar ek wagtend toelaat dat met my gebeur wat met my gebeur. Geliefdes, dit is vir my 'n geweldige groot ding wat Jakobus hier kom sê. Ons het gewoond geraak aan 'n kitsoplossing, 'n kits omstandighede in 'n kitssituasie. Ons is nie meer gerad as ons wil koffie hê om eers die koffieboontjies te skroei nie. Ons is nie meer gerad om dit te maal nie. Ja, party van ons het nog 'n malertjie. So 'n elektriese ene, ons het nie meer hierdie wat met die hand werk nie. Baie van ons het nie meer 'n moerkoffie ketel nie, waar dit op die stoof staan en moet trek en moet sterk word nie. Ons stap na 'n blikkie toe, Rikoffie, Jacobs, of wat ook al. En dis sommer vinnig. Binne 'n minuut of 2 het 'n koffie. So ons het gewoond geraak om vir enige ding wat met ons gebeur 'n kitsoplossing te soek. En die woord sê vir ons vanmôre, daar is nie kitsoplossings wanneer versoekings op ons pad kom en wanneer beproewings op ons pad kom nie. Hy sê ons moet geduldig wag. Dis 'n opdrag wat hier uit hierdie gedeelte na my en na jou toe kom. Met ander woorde, verdra dit wat met jou gebeur as deel van God se geestelike reis met jou.
En natuurlik, as ek en jy dit vir mekaar kom sê, dan het ons onmiddellik hierdie vraag, tot wanneer? Hoe lank moet ek verdra? Hoe lank moet ek geduldig wag op 'n antwoord, op 'n oplossing? Hoe lank moet ek ly? Hoe lank moet ek swaar kry? Hoe lank moet ek nog seer wees? Of wat ook al? Hoe lank moet hierdie uitdaging nog voor my lê? En dan kom hierdie antwoord, geliefdes, en luister nou mooi na hierdie antwoord. Totdat Jesus die Here kom. Totdat Jesus kom. Jakobus sê vir ons, wanneer ons hierdie lewe leef en beproewings en versoekings op ons pad kom, en ons daarteen moet reageer en ons moet 'n oorwinningsstrategie hê, dan sê hy vir ons, ons moet nie aan kort oplossings dink nie, maar ons moet langtermyn dink. Hy sê vir ons, Jesus is op pad. En ons moet, totdat hy kom, moet ons geduldig wag. En ek het vir myself gevra, Here, hoe kry ek dit reg? Hoe kry ek dit reg om te wag totdat die Here Jesus kom? Nou ons weet die Here Jesus kan enige oomblik kom. En ek hoop jy's opgewonde dat die Here Jesus kom, omdat hy kom, nie omdat jy swaar kry nie. Maar die Here sê vir ons moet wag op sy koms. Ons moet onsself bekry op 'n plek waar ons tydens beproewings en versoekings opgewonde raak oor die Messias wat op pad is, oor die verlosser wat kom. As ons Openbaring gaan lees, dan kan ons Openbaring 19 gaan lees oor die ruiter op die wit perd wat gaan kom. En ook hoe hy beskrywe word. Sien, maar die Here sê vir ons, as julle probeer verstaan, sê Jakobus, kom ek gebruik 'n voorbeeld. En hy gebruik 'n baie voorbeeld uit ons samelewing, goeie voorbeeld dink ek. Hy sê, dink aan die voorbeeld van 'n boer. Hy sê, wag soos 'n boer wag. En as hy praat van 'n boer, dan praat hy toegespits op die boer wat die grond omdolwe en ploeg en saad plant. Dit is van die boer, of die tipe boer waarvan hy praat. So geliefdes, wanneer Jakobus praat, dan sê hy, wag soos 'n boer wag vir 'n oes. En nou is hier 'n klomp boere vanmôre wat hier sit, en wat iets verstaan van die wagtyd van die oes. Dit is 'n geduldige wagtyd. Ek het nou al reeds daaroor met julle gepraat, want Jakobus gebruik nou hier, dis die herhaling en die beklemtoning van die geduldige en die wagtyd wat kom in 'n mens se lewe, dat jy nie moet haastig wees vir die oes nie. Ek en jy kan nie families plant vandag en môre begin oes nie. Dit is net eenvoudig 'n boere beginsel, dit is net 'n natuurlike beginsel. En dit is waaraan hy ons koppel. Hy sê, beproewings en versoekings werk dieselfde. Hy sê, dit is 'n wagtyd wat gevul is met verwagting. Enige boer wat graangewasse geplant het, of groente geplant het, wag op daardie oomblik wanneer ek die mielie kan pluk, die tamatie kan pluk, die green pepper kan pluk, die wortel kan uittrek uit die grond. Ons is almal in afwagting daarvoor. So hy sê, fokus soos 'n boer wat wag op die oes vir die oesdag. So stel jou fokus in verder vorentoe in die toekoms as bloot net hier waar jy nou teenwoordig is. Wanneer hy praat oor die oesdag, dan sê hy dit is 'n wagtyd met afhanklikheid voor God. En hy gebruik hier die volgende voorbeeld. Hy sê, julle moet wag soos die boer totdat die vroeë reëns gekom het en totdat die late reëns gekom het. Met ander woorde, wag vir dit wat God bring en wat God mee seën,
sodat hier groei kan plaasvind, sodat die oes kan ontwikkel. So dit is nie 'n passiewe wag nie. Dit is nie soos wat ek en jy baie keer vir mekaar sê, die boer sit op die stoep en hy drink net koffie nie. Dis 'n aktiewe wag. Hy wag op die Here, hy is afhanklik van die Here. Hy wag dat die Here sal seën met die oes en met die reën. Vroeë reën, September, Augustus, laat reëns, April, Mei. Dit was die tyd wat hulle daar in Jerusalem daarvoor in daardie omgewing gewag het. Die beginsel is, terwyl die boer geplant het, is dit 'n aktiewe wag op die seën van die Here in afhanklikheid waar hy sy eie onvermoë om reën te skep erken. Waar hy sy eie onvermoë om die oes aan die gang te bly hou erken. Maar waar hy kom sê, Here, ek is van U afhanklik. Hy fokus op die vrug wat gaan kom, op die oes, en hier word gesê, op die kosbare vrugte, die kosbare oes, hierdie lewensmiddele, dit wat ek werklik nodig het om van te lewe. In afhanklikheid voor die Here. Omdat God versorg. Dit is 'n aktiewe afwagting. Alhoewel Jakobus dit nou nie so hier neergeskryf het nie, weet ek dat 'n boer, wanneer hy wag vir die oes en nadat hy geplant het, nie maar net gaan sê, nou drink ek koffie nie. Hy's besig om die grond heeltyd onder oë te hou en die gevare soos die bossies of soos peste wat kom te hanteer. Hy's aktief besig om te bemes en te sorg dat die grond gevoed is en dat die grond reg is om die vrug te dra. So geliefdes, met hierdie voorbeeld van die boer wat wag op die oes, sê Jakobus vir my en vir jou, wanneer die beproewinge oor ons lewe kom, wanneer die lyding oor ons lewe kom, wanneer die swaardheid kom, wanneer ek en jy die beproewinge beleef, en as ons dan ook die versoekinge beleef en ons moet daarteen opstaan, dan bring dit vir ons lewe swaar kry. Maar hy sê, wees soos die boer. Soos die boer, sê hy hier in vers 8, moet julle geduldig wag en moed hou. Dis die vertaling van die 83 vertaling wat ek nou vir julle gelees het. So hy sê vir ons, julle moet hier 'n strategie ontwikkel waarin jy te midde van die beproewings en die versoekings op 'n plek kan kom waar jy geoefen is om te kan volhard, waar jy geoefen is om te kan met geduld te kan toelaat dat gebeur wat moet gebeur volgens die wil van die Here in jou lewe. So omhels dan die beproewing en dit wat daarmee saamgaan, of die versoeking en dat jy die feit dat jy daarteen moet veg, en as jy sou oortree het en die versoeking uitgeleef het, omhels dit en werk daarmee in jou lewe. Want dit is 'n geduldige wag ook in die tyd van versoeking en beproewinge. Dit is 'n tyd waarin jy jou hart moet versterk, waarin jy moet moed hou, sê hierdie gedeelte. In die oorspronklike taal is dit 2 begrippe. Geduldig wag en om jou hart te versterk. En dit beteken om jou hart so te oefen en so in gereedheid te kry in hierdie beplanningskamer, in hierdie opskamer van jou geloof, dat jy staande kan bly en dat jy in die gevegte wat geveg moet word,
dat jy dit kan veg. En ek en jy weet van die gevegte, dit staan vir ons in Efesiërs baie mooi duidelik geskrywe. In hoofstuk 6 vers 10. Soek jou krag in die Here. Trek die wapenrusting aan wat die Here vir jou gee. Want jou geveg is nie teen mense nie, maar teen die bose geeste in die lug. Geliefdes, en dis wat hier moet gebeur, wat Jakobus kom sê. As hy sê, versterk jou gemoed in jou hart, dan beteken dit, jy moet by 'n plek kom waar jy net sterker en sterker word, en opbeer onder die omstandighede, sodat jy kan voortgaan met jou Christelike lewenswandel. En ek het hier vir myself dit neergeskryf, en ek het vir myself gesê, hoe doen ek dit? Dit is om te fokus op die uitkoms wat God bewerk hier in my lewe vandag. Dit is om in afhanklikheid te wag op die antwoorde wat die Here gee, totdat die oorwinning deurbreek. Dit is soos om die boer te wag op die oes. So moet ek en jy wag op die oorwinning wat God in ons lewe gee. So moet ek en jy in afwagting biddend die Here dien. Biddend besig wees met die woord. Biddend besig wees met die gesamentlike byeenkomste. Biddend besig wees met jou normale geestelike lewe en die gehoorsaamheid aan die Here. Dit is om in afwagting te wag dat die Here sorg en dat hy seën en dat hy die vrug van oorwinning sal bring in my en jou lewe. Dit is nie om maar net in die geestelike lewe te gaan sit en koffie drink nie. Maar dit is om aktief te wag met geduld op die oorwinning wat die Here vir ons gee. Dit beteken dat ek en jy die onkruid wat kom, die versoekings wat deur die duiwel aan ons gestel word, die versoekings wat my innerlike na my toe bring, of die beproewinge wat van buite afkom, dat ons sal waak, dat dit ons nie beroof van ons geestelike opgewondenheid en vreugde in die Here nie. Want ons word moedeloos. Mense word moedeloos. Ek het nou 'n dag of wat terug toe ek praat met 'n ander geestelike leier in 'n ander kerk, toe sê hy, ek sien die kerk is moeg. Geliefdes, miskien is jy ook moeg, moedeloos. Maar die Here gee vir ons hier die oorwinningsstrategie, wanneer hy vir ons sê, kom by 'n plek, 'n oefenplek, 'n opskamer waar jy beplan en waar jy jouself inoefen om met geduld te wag op die Here. En dan as hy nou weer praat, dan sê Jakobus weer dit wat hy in die begin gesê het. Die motivering hiervoor is dat hy sê, die wederkoms van die Here Jesus is naby. Nou geliefdes, die Here Jesus se wederkoms is naby. Hoe naby weet ek nie, maar hy's naby. En dit is vir my belangrik om te fokus op Jesus wat gaan kom, want hy gaan inkom en instap en die beproewinge en die versoekinge het finaal kom oorwin. Maar wat sê dit vir my vir nou, as ek vanmôre in die beproewing is? Dan weet ek, in lydingstyd kyk ons na die koms van die Here, dan weet ek, dat Jesus nie net eendag kom nie, maar dat hy alreeds gekom het. En dit is so belangrik dat ek en jy daaraan vashou. Jesus die verlosser, die Messias, het reeds gekom. En dit is wat ons begin herdenk in die kerk, in hierdie lydingstyd. Julle kan dit gaan lees in die evangelies. Maar dan sê dit ook in die woord, Jesus het deur die Gees in ons harte kom woon. Die Gees het reeds gekom. Die Gees is reeds uitgestort. Daarom, wanneer ek wag op die wederkoms van die Here Jesus,
Wag ek in diepe afhanklikheid en opgewondenheid, terwyl ek vegtend gereed is en oorlog na oorlog veg in my gees en teenoor beproewings en versoekings, omdat Jesus reeds teenwoordig is, by my, in my hart, in my lewe, in my omstandighede. En dit is die troos wat Jakobus in hierdie gedeelte vir ons kom gee. As ek en jy enigsins dink ons kan beproewings en versoekings hanteer, dan sê Jakobus, begin met 'n oorwinningsstrategie. Begin met geduldig wag op die Here, want hy is reeds teenwoordig. Hemelse Vader, ons kom na U toe en ons vra dat U deur U Gees vir ons sal kom toevou. Dat U in die Here Jesus vir ons die krag sal gee om staande te bly. En ons kan staande bly, Vader, want U sê, soek julle krag in die Here en in sy sterkte. En nou wil ons net kom vra, kom doen dit ook in ons lewe. Kom doen dit hier in die gemeente, Vader. Vir elkeen van ons wat hier in hierdie banke sit en wat ernstig by moedelose vlakte is. En wat ernstig 'n bordjie wil ophang en sê, God is nie meer hier teenwoordig nie. Dat ons ingrypend hierdie strategie sal hoor. Hierdie eerste deel van Jakobus se strategie. Om geduldig te wag, maar dit moet beoefen word en geoefen word. Help ons daarin, o Heilige Gees. Vat ons op die reis. Help ons sodat ons deur hierdie maalstroom sal gaan, of deur hierdie maalmeule van beproewings en versoekings. En dat ons sal sterk word, soos wat hoofstuk 1 dit vir ons gesê het. Dat ons geloof sal groei, sal sterk word. Ons bid dit vir hierdie gemeenskap. Ons bid dit, Here, vir ons elkeen in ons unieke omstandighede. Ons eer U in Jesus naam. Amen. Geliefdes, julle is die sout vir die aarde. En julle is die lig vir hierdie wêreld. Laat julle werke so voor die mense skyn, dat hulle julle werke kan sien en die Vader in die hemel verheerlik. Amen. 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 Die Here seën vir julle. Geniet hierdie week. Mooi loop.